Goed, graad 7 is die volgende op ons lysie basiese berekeninge. Nou hierdie is iets waar ek in die klas baie met julle al vasgehak het en waarna ek baie verwys en julle sou dit nou weer gehoor het by die lesie wat ons tans mee besig is. Maar basiese berekeninge op die ou end, alle wiskunde is opgebou uit die 4 basiese berekeninge. Optel, aftrek, maal en deel. As jy nie daai 4 konsepte verstaan nie, dan gaan wiskunde oor die algemeen vir jou baie moeilik wees. So dit is belangrik dat ons net weet hoe die basiese berekeninge werk en hoe ons daai basiese formaat gebruik. So as ons kom by 'n eenvoudige optel voorbeeld, ek maak sommer op soos ek aangaan, so moet nou nie te krities wees nie. 172. Right. So dit is ons treinspoormaak optel en al wat hier belangrik is, en dit sluit eintlik aan by die vorige lesie oor waarde en plekwaarde. As ons getalle onder mekaar gaan skryf soos hulle plekwaarde, dan gaan ons nie die mekaar raak oor hoe hulle moet optel nie. So dit is belangrik, probeer hulle onder mekaar gaan neerskryf, sodat jy nie 'n onnodige fout maak nie. Goed, 2 plus 2, 4, 8 en 7 is 15, so ons dra die 1 oor. 1 plus 9, onthou dis net 1, dis nie 10 nie, dis net 1 wat jy oordra. 1 plus 9 is 10, plus 1 is 11, 6 plus 6 is 12, 1 plus 2 is 3, plus 4 is 7 en 9 plus 2 is dan weer 11. So eenvoudig soos dit, daar's mos nou nie enigiets moeilik hieroor nie. Dan die tweede enetjie aan hierdie kant gaan ons sommer gou aftrek doen. Kyk, baie eenvoudig weer eens, net soos met optel, baie belangrik, gaan skryf hulle onder mekaar, dan weet jy, trek die regte getalle van mekaar af. 8 minus 7, 1, 2 minus 2, 0, en dan kom ons by hierdie voorbeeld. Nou, ons kan nie 6 van 1 af aftrek nie, want 6 is groter as 1. Right, so nou moet ons gaan leen. Ons gaan oor hiernatoe, dit word 3, dit word 11 in effect, want dit is 10 wat ek kan bydra. 11 minus 6 is 5, 3 minus 2 is 1, weer eens, kan nie 4 van 2 af aftrek nie, want 4 is groter, so ons gaan leen daar ook 6, 12 minus 4 is 8, en 6 minus 5 is 1. Right, ek gaan gou vinnig, so stop en gou die bord skoonmaak, en dan gaan ons aan met die maal en deel. Goed, en so vinnig soos dit is die bord mooi netjies en skoon natuurlik, en ons gaan aan. Right, langvermenigvuldiging, en dit is iets wat jy baie gaan gebruik. Graad 7 is ek nog baie gebruik. Baie kere doen ons sommetjies waar ons in 'n gedeelte van dit gou-gou moet gaan vermenigvuldig. Kyk gou nou na werk wat ons nou doen soos nou gaan dit my brein weg, kan jy dit glo terwyl ek dit moet afneem. Terwyl ons nou numeriese patrone doen. By die formule sien ons byvoorbeeld dis n maal 8 plus 6. Daai n kan wees 12 maal 8 of 16 maal 8, maar 16 maal 8 is nie 'n tafel wat jy uit jou kop uit ken nie. Dan moet jy gou so lang maalsom gaan doen. So dis belangrik dat ons hierdie stappe nog inoefen. So ons begin gewoonlik, ons bou ons ene, 6 maal 5, 30, ons dra die 3 oor, 6 maal 2 is 12, en ons moet daai 3 dan bytel. So dra ek 15, 6 maal 4, 24 plus 1, 25. En nou gaan ons oor na die 3 toe. Maar die 3 verteenwoordig eintlik ons 10e. Wat beteken ons moet outomaties 'n 0 gaan neerskryf, maar ons moet maal met 10e, maal is outomaties ons met 'n 0 waar daar is. So ons is 'n plekhouer neer om seker te maak dat ons nie daarvan vergeet nie. 3 maal 5 is 15, ons skryf vir 1 daar. 3 maal 2 is 6 plus daai 1 is 7 en 3 maal 4 is 12. Right. 12, ons trek ons dubbelspoor en ons tel op. So hierso kan ons klaar sien hoe lang optel of optel onder mekaar en vermenigvuldiging eintlik gebaseer is op mekaar. Right, 0 plus 0 is 0, 5 plus 5 is 10, soos daar die 1 oor, 1 plus 5 is 6, plus 7 is 13, 1 plus 2 is 3, plus 2 is 5, en daar kom ons enetjie af, finale antwoord. En nou kom ons by die moeilikste een, en dit is langdeling. Ek dink ek gaan hom so klein bietjie inskuif, net so bietjie weer in die middel van die bord kom. Sê dit is 4500 gedeeld deur 25. Hierdie is die enetjie waar ons die grootste
foute maak, en dis omdat ons nie die proses lekker verstaan nie. So, ek wil julle met mooi luister dan ook praat as ek hierdie som doen. So, 25 dubbelsyfer getal, en dan 1 syfer, dit kan nooit werk nie, so ek kan nie deel deur 4 nie, dit gaan nie werk nie. Goed, nou het ek 45. 25 maal 1 is 25, 25 maal 2 is 50, wat wel meer is. So beteken 25 gaan net een keer hier kan ingaan. Goed, ek gaan sit 25, 1 maal 25 is 25, waarmee ek kan aftrek. 5 minus 5 is 0, 4 minus 2 is 2, en ek bring my 0 af. Goed, 25 in 200 in, ons doen nie regtig die tafels hier, so ons moet nou gaan al uitsorteer, hoeveel se wees, ons weet, 25 maal 2 is 50, goed, so 25 maal 4 is 100, en dan dubbel dit gaan vir ons 200 gee, so 25 maal 8 gaan vir ons definitief 200 gee, ons stryk aan 200 af, ons het 0, spring nog een 0 af, hy gaan 0 keer daar ingaan, en ons het ons finale antwoord van 180, en so is al verskillende voorbeelde wat jy kan doen, wat op die ou en vir jou ook nog res antwoord kan gee, so jy gaan deel, jy gaan onder by 'n getalletjie uitkom, wat nie kan indeel nie, en dit is dan die stukkie wat oorbly, wat jy dan bo gaan byskryf. En hierdie 4 basiese berekeninge graad 7 is, weer eens, jy gaan elke keer iets van hierdie moet gebruik, of dit nou verhoudings is, of dit koers is, en of dit dalk met eksponente is. Ergens gaan jy een van hierdie 4 berekeninge moet kan toepas, om by jou finale antwoord uit te kom. En dit is so belangrik om hierdie goed aan te hou oefen, ongeag of dit nou 2 punte, 6 punte of 10 punte hulle in die vraag stel, jy gaan altyd 'n stukkie van dit ergens nodig hê. So, gaan jy jou handboek gaan kyk by hoofstuk 1 na 1.2, ek dink hier by 1.3, 1.4, oefening 1.3, 1.4, is al baie van hierdie voorbeelde, vat tyd, gaan doen dit, gaan oefen dit in, sodat dit vir jou makliker raak. Hierdie is die sommetjies wat ons verkeerd gekry het in ons toetse, omdat ons het nie bereid was om dit weer te gaan oefen nie, want ons doen dit ons al so lank. Dit kom al van graad 4 af aan, is 'n basiese ding, maar as ons nie dit oefen nie, dan vergeet ons hoe die stappe werk, ons maak onnodige foute. So kom gooi julle boeke uit, gaan doen 'n paar oefeninge, kom wys van in die klas, en ek help jou enige tyd.